Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Het is gepas wanneer ons so voor ons Here kom om te begin deur hom te roep in ons nood en afhanklikheid, en ons doen dit met die woorde van Psalm 27. Hoor o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. En dan antwoord ons Here ons. Genade, barmhartigheid, vrede, van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Op so 'n ryke seëning laat ons Here prys, om loof en vir hom sing. Psalm 89, en daarvan sing ons vers 1 en 6 vir ons Here. Hartlik bly ons dan nou ons geloof saam met die kerk oor die eeue, en ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Matteus 22 word ons Here gevra, wat is die grootste of die belangrikste van al die gebooie? En hoor dan wat antwoord ons Here, Matteus 22 vers 36. Daar word gevra, meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom,
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die wet, die hele wet en die profete. So wat ons sien, die wet word saamgevat, opgesom in hierdie woorde. Liefde vir God, en wat hiermee gelyk staan, die tweede gebod, liefde vir ons naaste. Nou hoe lyk dit? Wat is hierdie twee dinge? En daarom gee die Here vir ons sy wet. Ons luister daarna saam, hoe dit lyk, hoe dit is, vanuit Eksodus 20. En jy sal oplet, soos wat ons luister na ons Here se wet, is dat die eerste 4 gebooie gaan oor liefde tot die Here ons God, en die ander dan oor liefde tot ons naaste. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Wanneer sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons dan hoor wat die eis van die liefde is, hoe dit lyk, kan ons nie anders as om ons tekortkominge te sien nie. Dis dan waarvan ons nou sing. Ons bring onsself laag voor die Here en erken ons nood vir sy genade. Doen dit deur saam te sing, Psalm skrifbereiming 70, nuwe nommer 9-3. Daarvan gaan ons die eerste 2 verse sing.
bid saam. Ons almagtige, ewige God en Vader, ons kom met harte voor U, soos elke week, stikkend, laag en gebroke, en tog gevul met vrymoedigheid, vreugde en troos. Stikkend, want wanneer ons voor U heiligheid kom, smelt ons. Ons sien ons gebrokenheid, ons moedswilligheid, hardnekkigheid, hoe ons gereeld net nie luister nie. Hoe ons gereeld ander dinge meer waardevol as U beskou, hoe ons gereeld ander dinge liewer kry as U, hoe ons gereeld onsself liewer kry as U. Wil U ons genadig wees en ons vergewe? Vergewe ons vir ons liefdeloosheid teenoor U, en ons liefdeloosheid teenoor mekaar. Maar ook kom ons voor U met vrymoedigheid wanneer ons dit bring. Ook kom ons met getrooste harte, want wanneer ons na U wet kyk, dan kyk ons ook reguit na ons Here Jesus Christus. Hy wat ons gekoop het. Hy wat vir ons betaal het. Ons prys U vir hom. Die lam, geslag in ons plek. O mag hy vir ewig lof, eer en heerlikheid ontvang. Vader, ons kom ook dan met groot behoefte en afhanklikheid na U, waar ons na U woord gaan luister, maak ons verstand, ons oë, ons ore en ons hart, maak dit oop en ontvanklik en sag vir U woord. Vorm ons, wil U breek en sny daar waar breek en gesny moet word, en wil U troos en versoet daar waar troos en versoeting nodig is. Lei ons deur die Gees dat ons U woord sal verstaan, maar nie net sal verstaan nie, o dat ons dit sal liefkry. Dat ons dit sal glo, dat ons dit sal toepas, dat ons dit in ons hart sal bære. Ons gaan in besonder kyk na liefde vir mekaar. U ken ons ten diepste. U weet hoe wisselvallig ons is en hoe swak ons liefde is. Wil U dan nou, wanneer ons vanuit U mond hoor oor liefde vir mekaar, ons harte bevestig, versterk, oortuig en verbly in die liefde wat U tussen ons skep. Hoor dan ons lof en ons smekinge. Alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons saam luister na ons Here se woord, laat ons met die oog daarop, in voorbereiding van ons harte en ons gedagtes om te luister na die Here vir hom sing. Ons gaan Psalm 16 sing, daarvan vers 1 en 3 op Psalm 23 se wysie, en hoor dan wat sing ons hier in vers 1. So kosbaar wat die Here ons leer, omdat hy ons hoogste goed is ons grootste vreugde in die mense wie hom lief het. Psalm 16, daarvan sing ons in vers 1, as ons sing, daar is vir my en wat die oog aanskou, geen goed bo U, so eindeloos hoog verhewe. Daarom, en wie op aarde U ken en vrees, o Here, hul noem ek groot. Hul is my roem en ere. Psalm 16, vers 1 en vers 3.
verder saam luister van ons Here se woord vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. En jy kan daar saam met my oopmaak en ons gaan daarvan saam luister na vers 22 tot 25. Nou hier is die laaste gedeelte van hoofstuk 1, laaste paar verse en 'n nuwe gedeelte waar Petrus nou 'n nuwe toepassing van wat hy dusver sê begin aanpak. Sover het ons gesien in hoofstuk 1 wat God vir die mens doen, gee en is. En wat dan die mens se antwoord teenoor God moet wees op grond daarvan. Nou, in hierdie gedeelte sien ons iets besonders. Petrus praat nou weer van wat God vir die mens gee, doen en is, en wat ons reaksie dan daarop moet wees teenoor mekaar. En hoe ons met mekaar werk, hoe ons oor mekaar dink, hoe ons oor mekaar praat, wat ons onder mekaar is. En dit is liefde. Liefde wat ongeveinsd, broederlik en vurig moet wees. En hoe nodig is dit vir ons om hierdie te hoor? Hoe nodig is dit vir ons om hierdie weer te hoor? Ek sê weer, want dit is inderdaad 'n oproep wat ons almal baie goed ken. Dat ons mekaar moet lief hê. Net vanoggend het ons weer gehoor, is die opsomming van die wet. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Maar hoe uiters geneig is ons om te vergeet hoe om lief te hê. Ons sê dinge soos ja, ek het my broers en my susters lief, maar dit beteken nie ek hoef van hulle almal te hou nie. Dit beteken nie ek hoef belang te stel in hulle nie. Wie so lief het, het nie lief nie. Ons 'n paar lesse wat ons Here ons in hierdie teks gee, deur hierdie oproep oor hoe om mekaar lief te hê. So hou dan julle Bybels hier oop, by 1 Petrus 1, vers 22 tot 25, en dat ons saam in die preek daardeur kan werk. 1 Petrus 1, vanaf vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat bly tot in ewigheid. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Tot sover. Kyk saam met my hier na vers 22 se einde. Daar hoor ons, julle moet mekaar vurig lief hê. En daar is die hoofoproep van ons teks. Julle moet mekaar vurig lief hê. En drup hierdie woorde nie met die geur van Christus nie. Skyn hy nie in elke letter van hierdie sin nie. As daar een erfenis is wat Christus vir ons hier op aarde agtergelaat het, is dit juist dit. Dat ons mekaar moet lief hê. Johannes 13, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar ook lief hê. Johannes 15, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En soos vanoggend ook gehoor het, grootste gebod, liefde tot God, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en liefde vir mekaar, liefde tot ons naaste. Nou is daar 'n opdrag wat Christus spreek, wat hy meer van spreek as hierdie. Dat ons mekaar moet lief hê. Dis die groot skat van die gemeentes. Nou dis die vettigheid van die kerk se tafel, die reuk van haar olie, dat ons mekaar lief het, soos Christus die gemeente lief gehad het. En ons moet so versigtig wees, ons is so geneig met oproepe soos hierdie. Dinge wat die Here vir ons sê soos hierdie. Dat ons dit so baie hoor, ons hart so afgestomp word, vir dat ons nie regtig eers daaroor dink nie. Ons hierdie liefde nie oorweeg nie. Ondersoek. Luister daarna wat dit is uit die woord uit en dit najaag.
Ons raak so stomp vir dit. Ons is in 'n tyd van uiterste selfsug en liefdeloosheid, 'n tyd waarin ons monde die woorde van om mekaar lief te hê ken, maar ons hart is vreemdelinge daarvoor. Ons is in 'n tyd waarin alles oor jou en jou regte, jou private, jou koninkrykie gaan. 'n Tyd waarin soos ons Here gewaarsku het, dat die ongeregtigheid meer sal word en die liefde van baie sal verkoel. 'n Tyd waarin dit nodiger as ooit is om onsself te vra. Het ek lief? Het ek lief soos wat die Here vir my sê om lief te hê? Wat is dit om lief te hê soos wat die Here sê? Hoe is dit? Hoe lyk dit? Ons moet dit vra. So kyk na ons teks. Ons Here roep ons tot liefde wat 3 dinge is. Liefde wat opreg is, liefde wat sonder vergelding is, en liefde wat dringend is. So oorweeg elkeen saam met my. Nommer 1, julle liefde moet vir mekaar moet opreg wees. Vers 22, ons kry dit hier uit die woord van ongeveinsd. Vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederlike liefde gereinig het. Nou hierdie ongeveinsde beteken nie skynheilig nie. Opreg. Nou hoe is dit? Wat presies is opregte liefde en hoe doen ek dit? Nou om dit te sien en dit te verstaan, moet jy eers verstaan hoe die liefde waarheen die Here ons oproep werk. Oorweeg dit dat liefde is 'n emosie, iets wat jy voel, iets wat jy ervaar, maar dit is veel meer as 'n emosie. Oneindig meer. Liefde het te doen met die emosie, daai warmte, ontfermende sorg, toenadering en guns wat jy voel teenoor iemand. En vir sommige mense dus gaan dit vir jou maklik wees om lief te voel. En vir sommige mense gaan dit moeilik wees. Dis nie 'n geheim nie, jy weet dit. En daarom is dit so belangrik om te sien dat liefde is nie net daardie gevoel nie, is nie beperk tot daardie gevoel nie. Daardie gevoel, daardie aangename, heerlike gevoel van liefde, dit is nie die resultaat van liefde. En dit is nie die skyn van die goud. Liefde is meer as dit. En hoekom dit belangrik is om dit te sien is, want as jy gaan dink dat liefde net daai gevoel is, net daai emosie is, dan gaan jy dit hoor, ons moet mekaar lief hê, en sê, is in elk geval onmoontlik, ek kan nie my emosie beheer nie, ek kan nie anders voel oor 'n persoon soos wat ek voel nie, en dis in 'n sin waar, en daarom is dit so belangrik om te sien, dis nie net 'n emosie nie, jy het beheer oor dit. Liefde is 'n besluit wat jy maak, 'n rigting wat jy inslaan teenoor iemand anders. 'n manier van benadering, van dink, van begeer vir iemand. Dis wat liefde is, en dis iets in jou beheer. Soos ons sal sien, deur die werk wat die Gees doen in jou, kan jy besluit om lief te hê. Oorweeg hoe God self sy liefde vir ons beskryf. Want daarin sien ons die liefde waarmee ons mekaar moet lief hê. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou dink jy, Christus het vir ons gekyk in ons sonde, in ons smet, in ons gebrokenheid, waar daar niks lieflik in ons is nie, en 'n warmte, 'n toenadering, gevoel teenoor ons. Hy het besluit om ons lief te hê, in sy vryheid, in sy goedheid, sy genade het hy besluit om op 'n sekere manier met ons te werk. Daarom, Gods liefde word bewys tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, onlieflik, nie lieflik nie. Hy besluit om sy kerk lief te hê, terwyl daar niks lieflik is nie. Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dis 'n besluit, dis 'n daad. Efesiërs 5 vers 25, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het.
sien jy dit? Wat die liefde is. Dit is nie net 'n emosie nie. Dis 'n besluit, 'n ingesteldheid, 'n rigting, 'n sekere doel wat jy teenoor iemand het. So hier's iets van 'n samevatting van hoe Christus se liefde in ons werk. Om iemand lief te hê, beteken om jou vreugde, jou volheid, jou doel te soek en te vind in die blydskap, vreugde, volheid van iemand anders. Dis om hom lief te hê. Dink aan Filippense 2. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Om iemand lief te hê, is om jou vreugde, jou volheid nie meer te soek net in die dinge en uitkomste wat net vir jou gaan baat nie. Wat net vir jou in jou eie koninkryk gaan gelukkig maak nie. Maar om werklik as doel te stel, om te soek vir vreugde en volheid, daar in iemand anders se beswil, sy vreugde, sy volheid. 'n Beeld vir hierdie, as ek by die huis kom met 'n bos blomme vir my vrou, en met groot verrassing vra sy, waarom het jy dit gedoen? En ek sê vir haar, ek voel skuldig oor so en so. Of ek sê vir haar, ek wil graag hê, jy moet vir my 'n bietjie lekkerder kos maak, of jy moet die huis vir my 'n bietjie skoner maak. Is dit dan liefde? Glad nie. Maar as ek antwoord, ek het dit gedoen want ek weet dit maak jou bly, en niks maak my blyer, gee my meer blydskap en vreugde en volheid as om jou bly te sien. Dis liefde. So wat is dit dan om mekaar opreg of ongeveinsd lief te hê? Nie skynheilig nie, van harte reg. Dis waar, jy kan nie opreg en eerlik jou emosies, hoe jy voel teenoor 'n persoon, beheer nie. Maar jy kan opreg en eerlik besluit om iemand op hierdie manier lief te hê, deur werklik te soek vir hulle vreugde in die Here, hulle blydskap, hulle volheid, om tot hulle beswil te werk. En is so 'n praktiese ding wat jy moet sien van die liefde. Jy dink aan 'n persoon, enige van jou broers en susters, jy dink aan hulle. Wat is dit om hulle lief te hê? Is om te vra, wat kan ek doen? Al en selfs kos dit my opoffering, om hulle gelukkig te maak, bly te maak, vol te maak, wat vir hulle beswil en hulle saligheid sal wees. Wat kan ek doen? Wat is dit? En om die persoon so te hanteer. Met dit as jou doel. En dit is so teen wat ons van nature doen. Wat doen ons van nature? Almal is vir ons iets wat ons kan gebruik. Ons het hierdie een doel, ons vreugde en ons volheid in die uitkomste en die dinge wat ons dink vir ons die beste sal wees. En almal is net doel daartoe. Almal kan iets bied. En ons kan almal gebruik om daai doel te bereik. En dis nou juist die teendeel van liefde. Maar liefde is om te sê, my doel stel ek nie meer in my en wat ek soek, maar in die persoon, hulle beswil, wat vir hulle goed is. So jy kan opreg besluit, jouself instel om lief te hê, soos Christus lief gehad het. Ons liefde moet opreg wees. Nommer 2, vers 22, julle liefde moet sonder vergelding wees. Dit kry ons hier vanuit vers 22 die woord broederlike liefde. In die wêreld vandag werk ons liefde op grond van vergelding. Dis 'n hou vir 'n hou speletjie. Jy's vriendelik met my, so ek's vriendelik met jou. Jy help my, so ek help jou. Jy's betrokke hier, so ek ondersteun jou. Jy's afwesig hier, so jy kan maar vergeet van my ondersteuning. As ek iets doen vir jou, verwag ek dat ek by jou kan staatmaak, dat dit vergeld sal word, dalk nie dadelik nie, maar die tyd sal kom, en dan verwag ek 'n vergelding vir wat ek gedoen het.
En wat is dan die gevolg daarvan, as ons op daardie manier lief het? Jy gaan huiwerig wees om lief te hê vir die wie jy nie dink jou kan terugantwoord op dieselfde manier nie. En ook, ons gaan net lief hê so ver as wat ons liefgehê voel. So ver as wat ons voel, hulle is gunstig teenoor ons. Hulle soek ons vreugde. Hulle soek ons beswil. Net so ver sal ons lief hê. Nou Christus ken nie sulke liefde nie. Jy moet sien as die kerk, julle, die liggaam van Christus, is nie 'n klub waaraan jy behoort, saam met 'n klomp mense wat toevallig dieselfde belangstelling en voorkeure as jy het nie. Ons maak so maklik die fout om in hierdie vreeslike gat van vergelding in ons liefde te val. Ons sê hierdie persoon het dit of dat gedoen, so nou sal ek so en so optree teenoor hulle. En ons doen dit met mekaar. Hierdie persoon wil nie hier of daar help nie, so ek sal ook nie. As hulle bereid is om hierdie te doen, dan sal ek vir hulle daardie doen. Anders kan hulle maar vergeet. Dis nie die liefde waartoe Christus ons oproep nie. Daai vergelding, daai verwagting van daar moet, as ek lief gaan hê, moet daar lief gehê word terug, en voor ek gaan lief hê, gaan daar eers moet lief gehê word vir my. Christus ken nie daardie liefde nie, hy veroordeel dit. Matteus 5, vers 46, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Die liefde waartoe Christus ons oproep vir mekaar is eerder 'n broederlike liefde, 'n familieliefde. Jou goed doen, jou soek vir die beswil van jou broer of suster na die vlees, 'n fisiese familielid, is nie gegrond op vergelding nie. Dis gegrond op die verhouding wat God geskep het deur jou en jou boetie of jou sussie van dieselfde bloed te maak. En dis die liefde wat God onder ons oproep. Hy roep ons tot 'n liefde vir mekaar, nie gegrond op vergelding nie, maar gegrond daarop, op die verhouding wat hy geskep het deur ons van dieselfde gees te maak. Sy gees. Nommer 2 is broederlike liefde. Nommer 3, julle liefde vir mekaar moet dringend wees. Dringend. Kry ons hier vanuit vers 22. Julle moet mekaar vurig lief hê. Nou hierdie woord vurig is 'n interessante woord, hy beteken uitgestrek. Of kan ook vertaal word met volspoed hardloop. Om iets te verstaan wat hierdie woord beteken vir hoe ons mekaar moet lief hê, hierdie vurig lief hê. Dink aan die tuin van Getsemane. So Here Jesus Christus is in die tuin, besig om te stoei en te worstel met die kruis wat voor lê. En dan bid hy. En ons hoor sy gebed en worsteling word so swaar dat sy sweet bloed word. En dan sê die teks vir ons in Lukas 22, hy het met groter inspanning, selfde woord, gebid. Dis daai absolute oorgawe, uitstrekking so ver as wat jy kan. Op daai manier moet ons mekaar lief hê. In ander woorde, dit is nie 'n passiewe liefde nie. Bewaar jouself daarvan om te dink, die liefde waartoe Christus jou oproep is passief. Ons werk so baie keer so, ons kom, sien ons broers en ons susters in en sê, goed, ek gaan nou maar net onder hulle wees, hulle verdra, vriendelik teenoor almal wees, en die omstandighede sal nou maar bepaal, vir wie voel ek liewer en vir wie nie, vir wie doen ek goed en vir wie nie. Wie is my kosbaar en wie nie. So passiewe manier. En om lief te hê soos Christus ons oproep is om aktief besig te wees daarmee. Aktief te besluit by jouself voor die Here en te sê, ek gaan hulle lief hê. Ek gaan hulle vreugde, hulle beswil soek. Ek gaan uitstrek, volspoed hardloop, groot inspanning belê, vurig lief hê. En oor die vreugde en vervulling wanneer jy jouself, jou eie koninkrykie laat staan.
En wanneer jy jou vreugde, jou volheid soek in ander, in jou broers en susters, om goed te wees vir mekaar. Dit is die wyn wat in die hemel gemaak is vir die bruiloftafel van die lam. En dit is wat ons in hierdie bediening al kan proe. Die kosbaarheid daarvan om mekaar so lief te hê. Daardie heerlike emosie, gevoel van liefde. Jy kan lief hê op hierdie manier sonder dit. En die besonderste ding van hoe die Here liefde gemaak het, deur lief te hê op daardie manier vir iemand vir wie jy nie daai emosie voel nie, deur hulle so lief te hê, bewerk daardie emosie by jou. Dis die wonderlikste ding. Die wysheid van ons Here. Dit sal kom. Wat hierdie teks vir jou klink klaar en duidelik moet maak, is dat hierdie manier van lief hê nie net soet, kosbaar en vervullend is nie. Nie net 'n oproep van ons Here is nie. Maar dat dit moontlik is. Dis moontlik. Meer nog, dis noodwendig. Want een van die grootste probleme waarmee ons sit, is om 'n oproep soos hierdie te hoor. Dit te hoor uitgelê in 'n preek, en dan te sê, dis in elk geval nie moontlik nie. Daarom het Christus gekom. En alle ywer, alle inspanning, alle gehoorsaamheid aan die woord in die wind te gooi. Want dit is ons in elk geval nie moontlik nie. Wat ons nou moet sien, wat ons in die besonderse wysheid van ons Here in hierdie teks sien, is dat dit is moontlik. Nie net moontlik nie, dis noodwendig. Dit sal gebeur as jy in Christus is, dat ons mekaar so lief het. Kyk hoe besonder wys ons teks dit. Ons sien dit twee maniere, daar's twee motiewe, gronde, redes, waarom ons mekaar op hierdie manier moet en sal lief hê. Nommer 1, ons moet mekaar so lief hê, en ons sal mekaar so lief hê, want om mekaar so lief te hê, is een en dieselfde as om te glo in die evangelie. Kyk saam met my na die teks, vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Nou, hierdie as is nie 'n as van onsekerheid nie. Nee, die woord kan vertaal word, en dit word in meeste ander vertalings so vertaal, as aangesien, omdat, nou dat. So, aangesien julle in gehoorsaamheid aan die waarheid. Nou die waarheid hier verwys nie na die hele waarheid wat alles wat in die Bybel staan nie. Alles in die Bybel, in God se woord, is inderdaad waarheid, maar hier, soos elders in die Nuwe Testament, verwys die woord waarheid spesifiek na 'n spesifieke waarheid. En dit is die evangelie. Die evangelie van ons verlossing. En gehoorsaamheid aan die evangelie beteken om gehoorsaam te wees aan die oproep van die evangelie. En wat is dit? Glo en bekeer. So aangesien julle in geloof in die evangelie, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Wat jy moet sien is, geloof in die evangelie maak noodwendig dat jy jou siel reinig tot ongeveinsde broederliefde. Dis een en dieselfde ding. Die een kan nie sonder die ander nie. Dit is Dawid en Jonathan, jou goud en sy glans, jou wyn en sy vrolikheid. Dis dieselfde kante van dieselfde ding. 1 Johannes 3, vers 23. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Waar daar nie besluit is om lief te hê nie, waar daar nie die rigting tot mekaar se beswil ingeslaan word nie, daar is nie geloof nie. Hierdie liefde vir mekaar, die kosbare liefde vir mekaar, die soete liefde vir mekaar, dis nie net 'n oproep nie. Dis ook die bloeisels aan die perskeboom. Duidelike bewyse dat ons is wat ons sê ons is. Dat wanneer ons sê, ons is gelowig, ons is gehoorsaam aan die evangelie, want ons het bekeer en ons glo dit, is hierdie die bewys. Liefde vir mekaar, 1 Johannes 2, vers 10.
Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. 1 Johannes 3, vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Dis die eerste ding wat jy moet sien, dis die noodwendige gevolg van geloof in die evangelie. Die ander kant van dieselfde ding. En dis moontlik. Nommer 2. Ons sal mekaar ewig lief hê. Dis die volgende gronde. Die rede. Vers 23. Want julle is wedergebore. Nou die wêreld sal af en toe sê vir almal, vir mekaar, hulle sal dit preek, dat jy moet altyd na die goeie soek in ander mense. Die wêreld kan dit nie doen nie. In die ongelowige wêreld is daar nie goed in die mens nie. Daar's net skyn van goedheid. Daar's net skyn van goedheid wat net selfsug bedek. Maar vir die gelowiges, vir die kerk van ons Here, is dit heeltemal moontlik om te sê, soek vir die goeie in mekaar. Waarom? Wat Petrus sê, want ons is wedergebore. Wanneer 'n broer of 'n suster teen jou oortree en jou op 'n manier seermaak, en ons kan seer kry in die kerk. Wanneer iemand jou seermaak, dan het jy altyd grond om hulle nog steeds lief te hê. Op hierdie manier, aktief. En dit is die wedergeboorte. Oorweeg dit, wanneer daar iets in jou verhouding met 'n broer of 'n suster in die gemeente gebeur, wat seer maak. Oorweeg dan dat wat ook al donker, wat ook al lelike ding hulle gedoen, wat ook al seer en skade hulle gemaak het, dis nie wie hulle is nie. Waarom? Want ons is wedergebore, nuut gemaak, nuut geskep deur die Gees van God. En ons is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat bly tot in ewigheid, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. As ons mekaar gaan lief hê op grond van enigiets anders as die nuwe skepping, die wedergeboorte, die Gees se inwoning nou in ons, in mekaar. As ons mekaar gaan lief hê vir enige rede buiten dit, dan sal ons liefde so gou verdwyn soos dit ontstaan het. As ons 'n broer of 'n suster gaan lief hê omdat hulle ons kan baat, omdat ons aansien het vir hulle gawes, omdat ons aanklank vind by hulle persoonlikheid, as dit die kern is van waarom ons 'n broer of 'n suster lief het, dan sal dit verdroog saam met hulle pragt. Daar is iets in elke een van ons wat ons het binne in ons, deur God geskep, deur hom versier, met 'n versiersel wat nie sal verdwyn nie. En dis die nuwe skepping, die wedergeboorte. Altyd iets in mekaar om vurig lief te hê. Want die wedergeboorte is nie iets in jou nie. Die skrif getuig so heerlik daarvan, wanneer God die nuwe skepping in jou bewerk, die wedergeboorte, dan verander hy wat jy is. Daar's nog steeds sonde, daar's nog steeds gebrokenheid, daar's nog steeds donkerheid wat deur die lig uitgedryf moet word, maar jy is nie meer dieselfde nie. Wat jy is, het God herskep, nuut gemaak. Daar is iets binne ons wat maak dat ons vir ewig, ongeag die verandering in omstandighede, mekaar kan lief hê. En dit is die wedergeboorte wat hy in ons deur sy woord en gees gewerk het, en dit bly vir ewig. Die ander dinge wat ons redes waarom ons mense lief het,
soos die gras van die veld en die blom daarvan. Verdor. Dit val af, dit verdwyn. Maar die woord van die Here bly. En die skepping wat die woord van die Here maak, bly. En daarom sal ons mekaar ook ewig lief hê. En die vraag aan broer en suster, het jy so lief? Nie hoe goed kry jy dit reg nie. Nie hoe baie voel jy die emosie van liefde nie. Maar eerder is jy so ingestel teenoor jou broer, jou suster in die geloof, teenoor mekaar. Bid jy so, vra jy die Here, Here, bind my hart aan hierdie mense. Bewaar my van 'n selfsugtige liefde vir my beswil alleen. Bewaar my van afguns teenoor my geliefde gelowiges. Maak my liewer vir hierdie broer, daardie suster wat my ingedoen het. Of hierdie broer, hierdie suster wat my seer gemaak het. Keer my wanneer ek tot hulle nadeel begeer, wanneer ek tot hulle nadeel praat en doen. Draai my om hulle juis dan lief te hê. Om juis dan hulle lief te hê op die manier wat U my oproep om te doen. Bid jy so. Daar's vir my geen goed bo U nie. Daarom, die heiliges wat op die aarde is, die gelowiges, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Dit is 'n besluit wat jy maak. 'n Gesindheid, 'n rigting wat jy inslaan, om oor jou broers en susters so te dink en so op te tree, om hulle so lief te hê. Hê mekaar dan vurig lief, omdat jy weet, dat julle mekaar ook ewig lief sal hê. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, weer kan ons net bely hoe ver ons tekort skiet in ons liefde. Ons vergeet so maklik. Ons raak so maklik mislei deur hierdie wêreld en die sonde van ons eie hart en ook nog die duiwel. En soos ons gesing het, Here, wek ons uit valse vrede, waar ons teenoor broers en susters nie die rigting ingeslaan het om lief te hê nie. Wys dit vir ons en bekeer ons. Wek tog 'n verlange om lief te hê, 'n ywer, 'n erns, 'n oorgawe onder ons. Dis net die werk van U Gees. Dis net die Gees wat dit in ons kan werk en in ons kan doen, so ons bly daarvoor. En wanneer ons mekaar dan liefhet, vurig liefhet, uitgestrek na mekaar, wil U ook daardie soet, heerlike ervaring en emosie van liefde onder ons skep. Skenk dit vir ons. Versterk ons daarmee. Versoet ons liefde vir mekaar daarmee. U ken elkeen se hart. U ken elke broer en suster se verhouding met mekaar. U weet waar daar skade is. U weet waar daar 'n tekort aan liefde is. Barmhartige Vader, ons bid dat U daar sal genesing skenk, bekering skenk, liefde sal skenk. En ons weet ook en ons sien ook al die liefde wat daar wel is tussen mekaar. En ons prys U daarvoor. Dis 'n wonderwerk, 'n werk deur U eie hand gedaan. Ons prys U vir die liefde wat ons vir mekaar wel het. Oor daardie vreugde en volheid wat ons al in hierdie bedeling kan proe. Wat ons vol van sal wees wanneer ons by U is eendag in liefde vir U en liefde vir mekaar. Dankie dat ons nou al soveel van dit mag hê, Heer. U is vir ons goed en goed sonder end. Hoor dan ons lof, ons prys en ons smekinge. Hoor ons roepstem
enkel en alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons juis oor die skoonheid en lieflikheid van die liefde wat die Here onder gelowiges skep sal sing uit Psalm 133 vers 1 en 2. Geroep en aanbid, ontvang nou sy antwoord en sy seën. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, die verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen.